Goeienaand, geliefdes. Baie welkom vanaand hier in die huis van ons Vader. Mag elkeen vanaand se verwagting oortref word. En baie welkom aan elkeen wat van die huis af kyk. En ek wil net hoor, is daar enige iemand wat vanaand die heel eerste keer saam met ons is? Baie welkom. Baie welkom. Maar mag die Here werklik vanaand op 'n besonderse manier ons elkeen ontmoet. Kom ons stel onsself net oop vanaand. Die Here sê, as ons tot hom nader, dan sal hy tot ons nader. Ons gaan ook met die eerste liedjie ons tiendes en offergawes vir die Here gee. Die Here sê hy het 'n blymoedige gewer lief. So kom ons gee vanaand vir hom met blymoedigheid. En wanneer ons ook lof, om eer, om prys, kom ons doen dit met blymoedigheid en met dankbaarheid. Die Here is groot en hy is goed en hy verdien ons lof, ons eer en ons aanbidding. So kom ons bid saam. Hemel Vader, ons kom vanaand na U toe. In die naam van Jesus Christus, ons verlosser. En Vader, dit is 'n voorreg om tot U te nader. Is 'n voorreg, Here, om U te kan ken en in U huis by mekaar te kan wees, om U te kom te verheerlik. Dankie, Here, dat ons hierdie voorreg het vanaand. En Here, dankie dat U getrou is aan U woord. U is getrou aan die woord en dankie dat ons weet, soos wat ons vanaand tot U nader, sal U tot ons nader. Heilige Gees, U is so welkom in ons harte en in ons lewens en hier. Here, ons is hier en ons weet U is hier. Kom ontmoet ons en word verheerlik in hierdie diens in Jesus naam. Amen. Baie dankie pastoor, welkom van ons musiekspan se kant af. Het is lekker om weer saam in die huis van die Here te wees. Gaan ons sy naam groot maak vanaand? Amen. Ek wil hê met almal gaan opstaan. Kom, ons gaan nou sing. Staan op. Die mense moet vir die mense waai en julle waai vir die ons. Ek garandeer dat mekaar nie groet nie. Waai bietjie vir mekaar. Comfort Waldo. Give thanks. Sê hallo vir mekaar. Hallo, is julle reg? Is julle reg? Is julle gereed om die naam van die koning van die konings groot te maak? Amen. Gaat ons. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever, for His good is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us. Forever and ever, forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever, forever. Give thanks to the Lord our God and King, His love endures forever. His good is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever.
forever and ever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever, forever. Can you believe what the Lord has done in me? Can you believe what the Lord has done in me? He saved me, cleansed me, turned my life around, set my feet upon the solid ground. Can you believe what the Lord has done in me? Oh, can you believe what the Lord has done in me? Can you believe what the Lord has done in me? Oh, He saved me, cleansed me, turned my life around, set my feet upon the solid ground. Can you believe what the Lord has done in me? Can you believe what the Lord has done in me? Can you believe what the Lord has done in me? He saved me, cleansed me, turned my life around, set my feet upon the solid ground. Can you believe what the Lord has done in me? Oh, can you believe what the Lord has done in me? Can you believe what the Lord has done in me? He saved me, cleansed me, turned my life around, set my feet upon the solid ground. Can you believe what the Lord has done in me? Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift
Dankie Here vir die werk wat U gedoen het. Lord, we will always lift your name on high. Dankie Koning Jesus vir wat U gedoen het. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, He has washed me white. Thank you, Jesus, You have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, It has washed me white. Thank you, Jesus, You have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, It has washed me white. Thank you, Jesus, You have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Oh, Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, It has washed me white. Thank you, Jesus, You have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. loof sy naam. Loof sy naam. Here, waar sou ons gewees het? Wat sou van ons geword het, Here? Ja, wat sou ons einde gewees het? Hulle het nog gelewe op aarde wat net gesterf het en gekeer het na stof toe. Geen hoop, geen vooruitsig, geen niks nie, Here, maar besluit om die bloed te kom gee dat ons gered kan word, Here. Ek eer U, Here, ek eer U. Dankie, Here. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are,
worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Glory to His name. Het is al mooi gedink wat die Here vir jou gedoen het. Dit is nie sommer net 'n prys te betaal is nie. Respek, dit was nie 'n voucher wat iemand gegee het in jou plek nie. Dit was nie net 'n besluit gewees wat gesê het, kom ons doen dit om dit net verby te kry nie. Het gesê ek sal sterf in jou plek, dat jy kan lewe. Ek sal jou siekte en jou sonde en jou krankheid en jou probleme en jou stryd en jou hartseer sal ek vat. Dat daarvoor uitsig kan wees in jou lewe. Dat daar oorvloed kan wees in lewe, dat daar krag kan wees, dat daar genesing kan wees. Oh, glory to His name. We sing glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh, glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh, glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh, glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Here, vanaand kom ons na U toe. En Here, ons apply die bloed van Jesus. Jesus het gesterf
Maar as jy dit nie aanvaar nie, dan gaan dit nie help nie. Jesus het vir die Israeliete, die Here het vir die Israeliete 'n bevel gegee, gesê, slag die lammetjies en smeer die bloed aan die deurkusyne en waar die bloed is, sal die eerstgeborenes gered word. Jy kan weet dat Jesus vir jou gesterf het, maar as jy dit nie aanvaar nie, gaan dit nie vir jou iets beteken nie. Sê vanaand, Here, ek glo in U. Ek glo Jesus dat U vir my gesterf het. Ek glo daar's krag in die bloed van Jesus. En apply dit vanaand in jou lewe. Kom na die Here toe vanaand. As daar iets is wat jy moet bely dit vanaand. Sê dankie Jesus. U bloed was my witter as sneeu. Al was jy skarlakenrooi van sonde, jy sal witter word as sneeu. As jy vanaand siek, as jy vanaand seer, die Here het gekom om jou gebrokenheid gesond te maak. As jy vanaand gebroken is, en as jy vanaand sê, ek het nodig dat iemand saam met my moet bid, wil jy nie gou vinnig vorentoe kom nie, dan gaan ons gou saam met jou bid. As jy vanaand sê, ek het nodig dat iemand saam met my bid, ek is gebroken, ek is seer, ek het net 'n gebed nodig. Halleluja, Jesus. Enige iemand wat vanaand wil uitkom, om te sê, Here, kom raak my aan. Rabasharabasitaravitos, karavitos, kontorositaravitos, karabasitaravitos. Kom ons sing glory to His name, glory to His name. Halleluja, Jesus. Karabasharavitos, itaravitos, Oh, glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Dead to my heart was the blood applied. Glory to His name. En vanaand as jy gebroken voel, sê vir die Here vanaand, Here, ek is gebroken, maar Here, deur U wonde het daar vir my genesing gekom. En vat vanaand jou genesing. Sê vanaand vir die Here, Here, hier is ek. Ek het nodig dat U my aanraak. Here, ek het nodig dat U my gesond maak. Ek het nodig, Here, dat U my verlos. Jesus het gesterf. Hy het nie verniet gesterf nie. Hy het gesterf vir my en vir U. Vir ons sondes, vir ons siektes, vir alles waarin ons vasgevang is. Maar bring dit vanaand aan die Here en sê, Here, hier is ek. Ek het nodig dat U my vry maak. Ek het nodig dat U my verlos. Ek het nodig dat U my genees. Miskien is jy vanaand skaam om te sê, waarvan die Here U moet verlos. Maar jy kan net die Here aanroep. En met vrymoedigheid na die Here toe gaan. En weet, dat die Vader het U lief, met 'n ewige liefde, en hy was lief vir U, nog voordat hy vir U gesterf het, en hy was lief vir U, nog voordat U gebore was, nog voordat U gesondig het, en hy bly lief vir U. Kom met vrymoedigheid na die Here toe vanaand, en sê net, Here, hier is ek. Ek het U nodig. Here, verlos my. Here, sonder U kan ek nie verlos wees nie. Here, maak my vanaand vry. Vader, ek bid vanaand vir elkeen wat dit wat bid vir bevryding, wat bid vir vrymaking van iets wat hulle vashou, wat hulle terughou. Ek bid in die naam van Jesus, sal U nou daai persone aanraak. En deur U bloed, Jesus, hulle heeltemal vrymaak, heeltemal vrymaak. In Jesus naam. Kom ons sing nog net een keer, glory to His name, glory to His name. En ons sing dit vanaand met blydskap, glory to His name, want sy bloed verlos ons, maak ons vry, maak ons heel, maak ons gesond.
Glory to His name. Glory to His name. Oh, Dear to my heart was the blood applied. Glory to His name. Halleluja, Here. Here, ons sê vanaand vir U al die eer en al die lof en al die aanbidding hoort aan U. Here, dit is soos Werner gebid het, Here, waar sou ons wees sonder U? Waar sou ons wees as U nie vir ons gesterf het nie? Here, ons sou verlore gewees het. En ons sê vanaand vir U dankie. Dankie, Abba Vader, vir U liefde. Dankie, Jesus, vir die prys wat U betaal het. Dankie, Heilige Gees, dat U in ons is en by ons is. Ons gee vanaand vir U eer. Ons gee vir U vanaand lof. Ons dankie vir U woord, wat skerper is as 'n tweesnydende swaard. En ons wil bid vanaand, Here, laat U woord vanaand sny deur ons harte, deur ons emosies, deur ons lewe. Here, praat met ons. Praat met ons, o Heilige Gees. And Lord, have your way. Have your way tonight. In Jesus' naam. Amen. Amen. Halleluja. Dit is so wonderlik om die Here te aanbid. Dit is so wonderlik. En ek kan die Bybels oopmaak by Jona. Ek weet ek het laasweek ook hier gepreek oor Jona. Laas Sondagoggend het ons gesels oor gooi jou Jonas oorboord. Jonas wat ons in ons lewens toegelaat het, wat ons nie moes toegelaat het nie. Dinge of mense wat ons dalk moet oorboord gooi. Maar vanaand gaan ek met die gesels 'n vis vir 'n boot. Nou het u al ooit 'n vis gehad vir 'n boot? Ek het nie. Maar kom ons kyk vanaand. Ons lees uit Jona 1 vers 17. En die Here het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk. En Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. En Jona het tot die Here sy God gebid uit die ingewande van die vis en gesê, uit my benoudheid het ek die Here aangeroep en hy het my verhoor. Uit die binneste van die doderyk het ek geroep om hulp. U het my stem gehoor. U tog het my in die diepte gewerp, in die hart van die see, sodat 'n stroom my omring het. Al u bare en die golwe het oor my heen gegaan. In vers 9. Ek daarenteen sal aan u offer met 'n stem van lof. Wat ek beloof het, sal ek betaal. Die heil behoort aan die Here. Daarop het die Here die vis beveel om Jona op die droë grond uit te spieg. Vanaand wil ek met u gesels oor 'n vis vir 'n boot. En my fokus vanaand is wat as ek Jona is? Wat as die Here vir my 'n opdrag gee en ek is ongehoorsaam? Wat as ek in 'n groot vis beland waar ek nie wil wees nie? En as die Here 'n vis stuur om my te kry waar ek moet wees. Nou, ons het gesien dat die Here het vir Jona 'n opdrag gegee. 'n Opdrag gegee om na Ninive te gaan. Na die groot stad Ninive, 'n stad wat wreed was, 'n stad wat boos was, 'n stad wat die aardsvyand van die Israeliete was. En ons het gesien hoe Jona sy reaksie op die Here se opdrag was, dat hy nie na Ninive toe gaan nie, maar na Tarsis. In plaas van om oos te gaan na Ninive, van waar hy gewoon het, is dit omtrent 850 kilos oos na Ninive toe. In plaas daarvan besluit hy, nee, hy gaan wes
Hy gaan eers 100 kilo stap na Joppe toe, na die hawe stad toe, dan op 'n skip klim en dan vaar oor die groot see wat die Middellandse See genoem word vandag. Dat Tarsus toe wat moontlik in die suide van Spanje is, wat 3.500 kilos weg van Ninive was. So, as ons kyk na Ninive, na Jona, dan sien ons Jona kry 'n opdrag van die Here, maar hy doen nie die opdrag van die Here nie. Miskien was hy bang, miskien het hy gevoel, hy wil nie medelee en compassion met Ninive bewys nie, want in die laaste hoofstuk sien ons hoe hy sê, maar Here, ek het geweet, U is 'n genadige God. Dalk soek Jona net sy eie gemak, sy eie wil, sy eie denke, en vertrou nie die Here dat die Here hom kan beskerm teen Ninive nie. Maar hoeveel keer in ons lewens gee die Here vir ons 'n opdrag wat ons ignoreer? 'n Opdrag wat ons nie wil doen nie. Die Here praat met ons en ons wil nie luister wat die Here vir ons sê nie. Ons sal eerder die teenoorgestelde gaan doen as wat die Here vir ons sê. As hy sê gaan die kant toe, dan gaan ons eerder daai kant toe. Ons wil dit eerder ignoreer en baie keer sal ons ook wil vergeet wat die Here vir ons gesê het. As ons kyk, toe die storm uitbreek op die boot, gaan Jona en hy gaan in die onderste dele van die boot en hy gaan slaap. En dit staan duidelik, die storm het daar 'n storm begin woed, maar Jona het in die onderste dele toe gegaan. So, hy het nie geslaap voor die storm gebeur het nie, hy het gaan slaap toe die storm gebeur, want hy het geweet, die Here stuur hom in 'n rigting, en hy wou eintlik seker maar vergeet het. Nou, ek wonder wat doen ons alles, om te probeer vergeet, wat die Here vir ons sê. Nou Jona is 'n profeet en hy's die spreekbuis van die Here. En eers in sy lewe moes hy vir die Here gesê het, Here, U kan my gebruik. As ons kyk in Jona 2 vers 9, wanneer hy nou reeds in die vis se maag is, dan sê hy, Here, wat ek beloof het, sal ek betaal. So, of hy het in die vis se maag 'n belofte gemaak en gesê, Here, spoeg my uit, dan sal ek gaan. Of hy verwys dalk na sy lewe wat hy gesê het, Here, hier is my lewe, gebruik dit. Nou, ons vergeet soms dat ons ook ons lewens vir die Here neergelê het. Wanneer die Here baie keer na ons toe kom en vir ons 'n opdrag gee, en ons dit nie wil doen nie, dan vergeet ons soms, ergens in ons lewens het ons gesê, Here, ek gee my lewe vir U. Here, ek erken U as God. En as ek sê, Here, ek erken U as God, dan sê ek, Here, my lewe behoort aan U. U is in beheer. Here, U is my God. Ek is U kind. Met ander woorde, ek moet luister na U. En baie keer kom ons by 'n plek in ons lewens en ons sê, Here, laat U wil geskied in my lewe. En ons bid die Onse Vader gebed, Here, laat U wil geskied. En soms sal ons sê, Here, hier is ek, gebruik my, stuur my, maar wanneer daar sekere opdragte van die Here afkom, dan sê ons, Here, net nie dit nie. En ons het ons eie redes, hoekom ons verskonings aanwend. Miskien sê ons, ag Here, daai mense, U ken nie daai mense nie, moet my nie soontoe stuur nie. Of Here, wat vir my emosies, ek kan dit nie hanteer nie. Here, wat sal die mense sê as ek dit doen? Of wat sal die mense aan my doen? Baie keer wil ons net nie ons gemaksone verlaat nie. Of Here, dit gaan baie tyd vat. Of ander kere, Here, ek sal die pastoor bel, dat die pastoor kan gaan. Ek weet, Louis Brits het jare terug 'n liedjie geskryf, Gaan na my buurt. Ek weet nie wie van julle ken hom nie, maar die liedjie sê, gaan na jou buurt, want ek wil jou gebruik, daar's geen ander net soos jy. En dan in die liedjie dan sê, dan sing Louis Brits, hy sê, en die Here sê vir Moses gaan, en Moses sê, ek kan nie praat nie. En dan sê hy, die Here sê vir Jona gaan, en dan sê Jona, ek wil nie. En dan die Here sê vir jou, gaan. En wat 'n verskonings het ons, as die Here ons 'n opdrag gee. Sien, die Here, as ons lewens voor die Here neerlê, beteken dit nie gemak nie. Jesus het gesê, as ons hom wil volg,
moet ons onsself verloon en ons kruis opneem. En om onsself te verloon, beteken dit om nie myself te erken nie. Dit beteken om my eie gedagtes nie te erken nie, my eie wil nie te erken nie, my eie emosies nie te erken nie, my eie planne nie te erken nie. My kruis op te neem en Jesus te volg. En Jesus het nie 'n maklike pad gehad nie. Jona as 'n profeet, as 'n spreekbuis van die Here gee hom 'n opdrag wat hy wil ignoreer, vergeet en wil van weghardloop. En as gevolg daarvan is daar 'n storm op die see en Jona, sien net Jona se lewe wat in gevaar is nie, maar ook die matrose en die mense saam met hom wat in gevaar is. Is 'n lewens wat in gevaar is. Soms maak ons besluite of ons is ongehoorsaam en ons bring ook ander mense se lewens in gevaar. En as ons dink, die naam Jona beteken duif. En dit laat my dink aan die simbool van vrede. Nou dink ek, die Here wou Jona gebruik om vrede te bring. Vrede tussen die volk Israel en God as profeet. Vrede tussen Ninive en die Here. Vrede tussen Ninive en Israel. Want as Ninive hulle self bekeer, dan sal vrede tussen Ninive en Israel. Maar Jona kies om ongehoorsaam te wees aan die Here en daar kom storms in sy lewe. En storms in mense wat saam met hom op hierdie boot is, se lewe. En uiteindelik word Jona oorboord gegooi. In hierdie see, in die Middellandse See. Nou, ek weet nie hoe koud dit was nie. Hulle sê in die winter kan die Middellandse See tussen 10 en 15 grade Celsius wees. Dit is so nogals koud. Vandag het hulle gesê is die maksimum 17 grade. In die somer kan dit tussen 23 en 28 grade Celsius wees. Ons weet nie presies watter tyd van die jaar het hy binne in die see beland nie. Ons weet, toe hy by Ninive gekom het, in die laaste hoofstuk het hy ons onder 'n boom gesit en die woord het gepraat van 'n skroeiende son, maar nou moet ons ook onthou dat vanaf hy weer uitgespoeg is tot die tyd wat hy by Ninive gegaan het, kon dalk ook omtrent nog 2 maande gevat het, omdat dit ver was om te loop. So, ons weet nie hoe koud was hierdie water nie. Maar kyk, as dit koud was, dan moes dit maar baie bibberend gewees het, as jy oor die boord gegooi te word, in die see in, en dan af en af en af te sak, en dan op, en ek dink as jy bo kom, dan snak jy na jou asem. Daar's 'n rivier hier, uit Kameeldriftpad op die, ons hou nogals daarvan om op 'n afdag soontoe te gaan. En daarsoos as jy uit die staproete doen en dan kom jy by 'n spesifieke plek. As jy dan sal so groot rots en water. En dan as jy wat ons gewoonlik kan swem, maar as jy van bo af spring, dis baie hoër as hierdie. Dan as jy van bo af spring, en as ek spring, dan gaan ek af en af en af en af en af en dan ek raak nog in die bodem, dan kom ek op, maar as ek bo kom, dan snak ek na my asem. So ek wil nie weet hoe die Jona gevoel nie. Die ervaring, toe sy liggaam hy water tref, die koue, die bibberend. En dan, as jy tot verhaal kom, moet jy begin dink, wat swem saam met my hier in hierdie water? Hulle sê, daar's 80 verskillende spesies haie in die Middellandse See. Nou, kenners sê, dat in daai tyd het hulle nie die verskil geken tussen soogdiere en visse nie, so hulle het alles visse genoem. Dis hoekom die Hebreëus in Jona vir die woord vertaal word met groot vis, want hulle het nie die woorde walvis en soogdiere gehad nie. Maar seker het Jona geweet van hierdie groot visse met die tande. Nou dink jy daaraan, jy swem hier so en jy wonder, gaan hierdie groot vis met die tande jou byt? Ek het nog nooit saam met haie geswem nie. Ons het al saam met krokodille geswem, maar dit is 'n storie vir 'n ander dag. Maar dink net die vrees wat jy moet hê, die koue en wonder wat gaan volgende gebeur. Gaan ek verdrink? Gaan ek dit maak? En dan gelukkig kom 'n groot vis en hy sluk jou in. Jy word verdrink nie, die haai byt jou nie of die vis met die groot tande byt jou nie, hier sluk die vis jou in. Nou, hulle sê daar's net 2 groot soort visse in die Middellandse See wat 'n mens heel kan insluk. Die eerste een is
die groot wit haai. Maar hulle sê dis onwaarskynlik dat Jona kon insluk, want die meeste van die tyd sal 'n haai jou eers byt en verskeer en dan jou insluk. En die tweede een is 'n potvis wat hulle 'n spermwalvis noem. Maar nou, die oomblik as jy ingesluk word, eerstens is dit pikdonker rondom jou. En dan, 'n walvis het meer as een maag. In die eerste maag is daar 'n klomp taaispiere wat gewoonlik sy prooi druk. So, verbeel jouself, jy word ingesluk deur hierdie groot vis. Is pikdonker en skielik voel jy drukking en kneusing. En nou gly jy af na die tweede maag toe. In die tweede maag is daar baie sterk sure wat eintlik die prooi moet verteer. Nou, hulle sê, eintlik wetenskaplik, is dit nie moontlik om te oorleef in 'n vis se maag nie. Dis hoekom baie mense kritiek gee oor Jona. Hulle sê, maar dit is net 'n storie, dis nie 'n ware verhaal nie. Maar ek wil vandag vir julle sê, ons aanbid 'n lewende, wonderbare God wat wonderwerke doen en hy het vir Jona wonderbaarlik bewaar in die vis se maag. En ek kan vir julle sê dat buite in die boek van Jona, in 2 Konings 14 word Jona genoem as 'n profeet, 'n persoon wat geleef het. En daar's ook buite Bybelse bronne wat verwys na Jona. Soos Josephus, hy het in die 1ste eeu na Christus geskryf oor die Antiquities of the Jews, waar hy geskryf het oor die Joodse gebruike ensovoorts, en Jona word genoem daarin. En dan is daar ook ander buite Bybelse bronne, en wat die Babiloniese historikus Berosus, wat in die 3de eeu voor Christus geleef het en geskryf het, in die Hellenistiese tyd, met ander woorde die Griekse periode, en hy het geskryf in Grieks van 'n mystieke wese met die naam, die Grieks is Ohannes. In die Nuwe Testament word dit gebruik Ioannes, wat dan ook vertaal word met Jona, en hierdie naam word gebruik in sy geskrywe as 'n mystieke wese wat uit die see uitgekom het om goddelike wysheid aan mense te bring. So, daar's buite Bybelse bronne wat verwys na hierdie man wat uit die see uitgekom het met die naam van Jona. En nou moet jy verstaan, ek wil hê jy moet verstaan dat die Assiriërs het 'n god gehad, Dagon. En Dagon was die visgod gewees. Nou as hulle hom voorstel, is dit of 'n mens wat 'n vis dra, of hy word voorgestel as half mens en half vis. So Dagon was 'n god wat die Assiriërs aanbid het. En onthou, Nineve was ook die Assiriërs. Nou moet jy verstaan, toe Jona uiteindelik uit die vis se maag uitgekom het, het hy nie gelyk soos toe hy ingegaan het nie. Okay. Eerstens, ek weet nie hoe hy geryk nie. My pa het graag gaan diepsee vis vang en as hulle terugkom, dan die hele huis geryk na vis. Maar ek weet nie hoe ryk jy as jy uit 'n vis se maag uitkom nie, maar dit is nie lekker nie. En tweedens, as jy nou in daai tweede maag van die vis was, het daai sure heel waarskynlik jou hele lyf bleek, wit gebleik. So jou hare, jou vel, jou klere is wit gebleik. Nou imagine, verbeel jouself, jy staan op die strand en hier kom 'n vis aan en hy spoeg 'n mens uit wat wit gebleik is. As jy die Assiriërs was wat geglo het in die afgod Dagon, dan het jy nou geskrik of jy het gewonder hierdie Dagon God kom jou nou besoek. So ons moet verstaan, dis hoekom in die buite Bybelse skrywes word Jona baie keer verafgod. Hy word gelykgestel aan hierdie Dagon en ook die Babiloniese watergod wat ook Enki genoem word. So iemand het self verstaan, ek dink miskien, die stories het seker ook al versprei toe nou Nineve toe, Dagon het uitgespoel op die strand en toe Jona daar by Nineve kom, het hulle dit al klaar al verskrik weggehaat. Maar in elk geval, om terug te kom na Jona, so ons kan weet dat hierdie is nie net 'n storie nie. Daar is genoeg bewyse in die literatuur dat hierdie 'n ware verhaal is wat gebeur het.
Die Here het vir Jona 'n wonderwerk gedoen. En wat nog meer is, Jesus self in Matteus 12 vers 40 en 41 verwys terug na Jona as 'n historiese gebeurtenis. Kom ek lees dit vir u. Soos Jona 3 dae, is Jesus wat hier praat. Soos Jona 3 dae en 3 nagte in die maag van 'n groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte binne in die aarde wees. Die mense van Ninive sal op die oordeelsdag saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig. Hulle het hulle immers op die prediking van Jona bekeer. En hier staan een wat groter is as Jona. Ons kan weet, hierdie is nie net 'n storie nie. So die Here het Jona bonatuurlik bewaar. Maar hoe was hy tyd gewees? Wat het hy ervaar binne in die vis? Ek dink Jona was benoud gewees. Nou, as ons lees in Jona 2, hy het gebid uit die ingewande van die vis. En dan sê hy, uit my benoudheid het ek U aangeroep, Here. Nou, eerstens was hy benoud toe hy in die see geval het. En nou as jy deur 'n vis ingesluk word, wat se benoudheid? Dis donker. Jy weet nie gaan jy uitkom nie. Jy voel die kneusplekke, die druk, miskien die brand van die suur op jou vel en jou oë. Gaan jy lewendig hier uitkom? En dan roep Jona die Here aan. Nou baie keer in ons lewens, soms beland ons ook in 'n vis se maag. Nie 'n letterlike vis se maag nie, maar in omstandighede en situasies, net omdat ons dalk soms nie geluister het wat die Here sê nie, en dan is dit donker daar binne. En dit voel vir ons, daar gaan nie 'n uitweg uitwees nie. En al wat ons kan doen, ons kan die Here aanroep uit ons benoudheid. As ons die psalms lees, is daar soveel skrifte waar daar praat van mense wat sê op die dag van my benoudheid soek ek die Here. In die dag van my benoudheid roep ek U aan, want U verhoor my. Ten spyte van Jona se ongehoorsaamheid, weet hy, die Here is sy enigste antwoord. Die Here is sy enigste hoop. Die Here is sy enigste uitkoms. In die vis se maag besef Jona, die Here is werklik God. Hy sê dit ook in vers 6 in Jona 2. Hy sê, Here, U is my God. Soms beland ons in omstandighede wat ons druk, omstandighede wat donker is, omstandighede wat ons dink daar's nie uitkoms nie. Al het ons eie besluite ons daar gebring, maar ons kan die Here aanroep. Die Here is genadig en hy is in beheer. Wanneer ons bely, dan vergewe hy ons. En as ons kom by die punt om te sê, Here, ek submit my lewe, ek gee vir U oor, hy luister. As ons sien in Jona 2 vers 9, dan sien ons dat Jona kom by die punt om te sê, Here, wat ek beloof het, sal ek betaal. Hierdie tyd in hierdie vis se maag was 'n tyd gewees vir Jona waar hy kon sterf in homself. Net soos wat Jesus sê net soos wat Jona 3 dae en 3 nagte in die vis se maag was, 'n heenwyse was na Jesus wat so gesterf het en na die 3de dag opgestaan het, is hierdie van Jona 'n tyd, 'n profetiese tyd in ons lewens, wanneer ons, wat die Here gebruik om ons te skaaf en om ons te vorm, sodat ons kan kom by 'n plek wat ons totaal kan sterf in onsself. Dat ons kan kom by 'n plek om te sê, Here, nie my wil nie, maar U wil. Here, nie my gedagtes nie, nie my idees nie, maar U idees, U gedagtes, Here. Ek is bereid om te doen wat U van my vra. Jona kom by die plek en hy sê, Here, U wil, nie my wil nie. En dan sê vers 9, Here, ek loof U, ek bring U 'n offer en die hel behoort aan U. En dan gee die Here die opdrag vir die vis om Jona uit te spoeg. En Jona het hom klaargemaak om na Ninive toe te gaan. Jona kry nog 'n kans. Die Here gee vir Jona nog 'n kans. Die Here is Jona genadig. Jona kon gesterf het in daai vis se maag. Maar die Here gee hom nog 'n kans. Die Here gebruik 'n vis om Jona te kry waar hy moet wees. Nie net fisies sy bestemming nie, maar ook geestelik om te kom by 'n plek om te kan oorgee en sê, Here, U wil, nie my wil nie. Soms gebruik die Here 'n vis vir 'n boot in ons lewens. 'n situasie wat dalk onaangenaam is, 'n situasie van druk, of 'n situasie waar dit voel, ek gaan dit nie maak of oorleef nie. Maar die Here gebruik dit om ons te vorm en ons te skaaf,
sodat ons uiteindelik kan kom by die plek om te sê, Here, nie my wil nie, U wil. En die Here se genade is so groot. Maar as ons die eerste keer geluister het, as Jona die eerste keer geluister het, sou dit soveel minder moeite gewees het. Hy kon soveel tyd gespaar het, hy kon soveel trauma gespaar het. Trauma vir homself en trauma vir die ander op die boot. Spreuke 16 vers 2 sê, many are the plans of people, but it's God's purpose that prevail. Many are the plans of people, but it's God's purpose that prevail. Ons moet kom by 'n plek in ons lewe wat ons oorgee en sê, Here, nie my wil nie, U wil. Here, ek wil die eerste keer luister. Ek wil nie 'n ompad loop soos Jona of 'n ompad soos die Israeliete wat 40 jaar in die woestyn was waar hulle 10, 12 dae kon gevat het om die land van Kanaan in te gegaan het nie. Maar wanneer ons nie geluister het nie, as daar besluite is in ons lewens wat ons nie geluister het nie, die Here sê my genade is genoeg en my genade is ook daar vir jou. So waar, in watter vis se maag is u tans? Daar's hoop. Roep die Here aan in u benoudheid. Roep hom aan en sê, Here, hier is ek. Wees my genadig. Ek's bereid om te luister na u. Kom ons bid saam. En ek wil hê, elkeen van ons moet net sê, Here, Heilige Gees, herinner my aan waar is ek ongehoorsaam in my lewe? Waar is daar opdragte wat ek nie luister nie? En van ons weet reeds opdragte wat ons nie wil luister nie. Wat is u antwoord vanaand aan die Here? En net daar waar u sit, kan u vir die Here antwoord. Is u gewillig om te gaan? Is u gewillig om gehoorsaam te wees? Dan kan jy dit nou vir hom sê. Moenie 'n ompad loop nie. Moenie 'n moeilike pad loop wat jy eintlik nie moes geloop het nie. Gee dit vanaand vir die Here en sê, Here, hier is ek. En as jy sê, Here, ek het nie krag nie, sê, Here, gee my daai krag. Miskien is jy reeds in 'n vis se maag. Die Here sê, ek kan alles ten goeie meewerk vir die wat my liefhet. Dalk is daar besluite wat u geneem het wat u nie moes nie. En nou is u binne 'n vis se maag. Die Here sê, ek kan alles ten goeie meewerk vir die wat my liefhet. Al wat u vanaand moet doen, is roep die Here aan. In u benoudheid roep hom aan. Sê, Here, ek's jammer. Ek het nie geluister nie. Vergewe my. Help my, Here. Vat my waar ek moet wees. Hemelvader, u het goeie planne vir elkeen van ons. Planne van voorspoed en nie van teëspoed nie. Om vir ons hoop te gee, Here. Van ons het langs die pad verkeerde besluite gemaak. In omstandighede beland waar ons druk het, waar dit moeilik is, waar dit voel ons is in die vuur. Here, ons wil vra vanaand vir u genade. Wees ons genadig. Vergewe ons. Maar Here, asseblief wees ons genadig. Geef ons nog 'n kans dat die vis ons uitspoeg op die regte plek. Maar Here, stuur ons daar waar u ons wil hê. Ons lê ons lewens voor u neer. Hier is ons. As jy het vanaand vir Here wil sê, sê vir hom. En steek jou hande uit na hom en sê, Here, hier is ek. Gebruik my, stuur my. Ek lê my lewe opnuut voor u. Ek wil gehoorsaam wees. Ek wil gehoorsaam wees, Here. Maak nie saak wat u vra nie, Here. Ek wil my eie denke neerlê, my eie wil. Ek wil myself verloon, sodat ek u kan erken en u wil in my lewe erken. Ons erken vanaand, Here, u is God. Bring ons waar u ons wil hê. In Jesus naam. Amen.
Kom ons sing hierdie liedjie. Daai liedjie wat aan die nou speel. Kom ons staan. I was made to praise you. I was made to glorify your name in every circumstance to find a chance to thank you. I was made to love you. I was made to worship at your feet and to obey you, Lord. I was made for you. Kom ons sing dit vir die Here uit ons harte uit. I was made to praise you. I was made to glorify your name in every circumstance to find a chance to thank you. I was made to love you. I was made to worship at your feet and to obey you, Lord. I was made for you. Halleluja, Here. Here, ons is gemaak vir U. U het ons gemaak, Here. U het ons gemaak om U te prys, om U te aanbid. U het ons gemaak, Here, om U verteenwoordigers te wees hier op aarde. U het ons gemaak, elkeen vir 'n doel, vir 'n plan. En ons surrender net vanaand, Here, ons gee oor aan U. Ons kies om U te aanbid. Ons kies om U te gehoorsaam. Here, seën elkeen. Salf ons met die Heilige Gees om U stem te ken en die krag om te doen wat U van ons vra. Hou U hand van beskerming oor elkeen, Here, en laat U aangesig oor ons skyn en die vrede in ons harte en ons lewens heers. Dankie dat U die almagtige God is wat wonderwerke doen. Dat U die almagtige God is wat enigiets kan doen. Here, U is God en ons vereer U in Jesus naam. Amen. Amen. Ek wil net gou 'n paar afkondigings doen. Daar is so baie afkondigings. Ek gaan dit opsom om te sê dat die meeste weeklikse aktiwiteite is gesluit. Daar's vanaand geen koffiehuis nie. So vanaand kan u huis toe gaan en die manne kan vir die vrouens gaan ietsie lekkers maak om te eet. Ek weet Johan gaan vir my ontbyt maak, bacon en eiers. So manne, gaan maak vir julle vrouens iets lekkers by die huis. Saterdag het ons 'n ouerhuis uitreik by Harmonie Oord in Queenswood. Ons kry mekaar 9 uur daar. En aan die 14de Julie het ons 'n nooddiens uitreik, maar ons kom 6 uur by Loftaal by mekaar. Dan 15 Augustus is daar 'n manne ontbyt met alwyn ys. U kan solank dit dagboek. En dan die vrouens, die dames, u kan solank ook dagboek 12 September vir ons vroue konferensie. En onthou, as jy enige temas het vir die senior ete, skryf dit op 'n papiertjie en gaan gooi dit daar agterin. Ons het nog steeds hout, die blits is almal uitverkoop, maar ons het nog steeds hout. So vir die wat koud kry en wat graag 'n kaggelvuur maak die winter, kom koop by ons uitreik hout. Maar mag u 'n geseënde week hê en mag die Here net saam met u loop en mag u sy stem so fyn ken
En mag ons waarlik luister as hy praat. Amen. Can you believe what the Lord has done in